Dit was omtrent soos dood. Ons gesprek gaan nou vanmiddag in hoofsaak oor die Ossewa brandwag, die OB. Maar 'n mens kan so baie daaroor sê. Ek wil miskien nou ter inleiding van dit waaroor ons eintlik gaan praat, net noem dat Daniel en ek, hy kom uit die Boland, en ek kom uit die Waterberge, die eerste minister aan Strydom se wêreld, en wonderbaarlik het ons twee by mekaar uitgekom, hy uit 'n rebelle familie wat ook in die Tweede Vryheidsoorlog gewond is, daarom herstel het. Ons het daardie republikeinse ideaal wat die OB gehad het ons regtig omarm en het ek groot geword in 'n huis waarin die volk en hierdie republikeinse ideale voorrang geniet het. Dit is nou baie toevallig dat H.G. Stoker se boek nou nogal baie in omgang is en in gesprekke en op sosiale media. Nou sy boek, Stryd om die Ordes, was een van die mees geleese boeke in ons huis. Trouwens, ek het in die hoërskool take uitgewerk uit Stoker se boek. En H.G. Stoker was 'n groot OB gewees, professor Stoker, en hy is ook die hoofredakteur van die boek wat die Bond van Oud Geïnterneerdes uitgegee het, en 'n Potchefstromer, en in die algemene omgangstaal 'n groot dopper gewees, soos Dominee G.B.S. Pash en baie ander gereformeerdes uit Potchefstroom OB's. En by terugskoue en by nadenke soos ons groter geword het ek vir myself dit uitgemaak, wat sou ek gesê het na die Boereoorlog en Jan Smuts, wat 'n besondere boeregeneraal in die oorlog was, maar hy eintlik verval het in die Engelse liberalistiese, kapitalistiese wêreld en toe nou met 'n nuwe partypolitiese stelsel doene geraak het, en so boener hy ons in die Eerste Wêreldoorlog in, waar Joopie Fourie geskiet is, waar generaal De Wet nog gedink het, hy kan miskien iets van die Boererepublieke terugwen, en uiteindelik die Tweede Wêreldoorlog. So die OB, daardie mense was hoogs ontsteld, dat ons nou hierdie ou versplinterde 26,000 vroue en kinders dood in konsentrasiekampe deur die Britte, dat ons nou saam met hulle 'n oorlog moet voer. Kan ek dink dat dit die nasionalistiese gevoel aangewakker het by ons mense, die mense indertyd. En wat mense ook nie van bewus is nie, en dis geboekstaaf, dat daar meer as 300,000, amper 350,000 lede van die OB was. In 1938 het dit natuurlik 'n hoogtepunt bereik met die 100-jarige herdenking van die Ossewa trek. En die OB was eintlik die hoofdryfveer in daardie jare van die republikeinse ideaal, wat uiteindelik gekulmineer het in 1961, toe Dr. Verwoerd 'n republiek uitgeroep het. Daar was maar altyd die skuur gewees tussen die OB en die partypolitiek. Die OB was nie genee met die partypolitiek nie, vanweë sy Engelse oorsprong. Ek moet daarby sê, ons beide se paas het nooit gestem voordat hulle eers in 61 vir 'n republiek kon stem nie. Ons twee het natuurlik nou betrokke geraak in die partypolitiek, omdat daar nie ander organisasies was wat ons nou gedink het, ons volk sal dalk sy vryheid deur daardie organisasies kry nie, hoewel ons altyd gesê het, dit is nie eie aan die Afrikaner nie. Ons is volks, nasionalisties bewuste mense. Net ook wat die OB aanbetref, hy word baie beskuldig van nazisme, en daar het professor Stoker, as ons daai boeke van hom, en ook hierdie boek, ek sal hom nou net, ek weet nie of ek dit nou moet wys nie, Agter tralies en doringdraad, dit is na 10 jaar bestaan van die OB, uitgegee deur die gereformeerde Bond van Oud Geïnterneerdes, en professor Stoker is die hoofredakteur van hierdie boek, en dit is 'n absolute moedleesboek vir mense wat nie ingelig is oor die werklike bestaan en ontstaan van die OB nie. Die OB was, hulle stop by, die OB was nasionaal-sosialisties en nazisme
deurvleg. Maar die OB was begrond op die Calvinisme, soos professor Stoker baie duidelik in hierdie boek wat ek nou gewys het, ook aandui. So daar was 'n diep Calvinistiese begronding in die OB. Nou soos ons vandag vir mekaar sê, niemand is volmaak nie. Alle partye, alle bewegings het sy probleme, het sy dinge wat miskien nie goed en reg verloop het nie, wat nie was soos ons dit wou wees nie, wat ons graag sou wou uithê, maar hierdie boek word baie neutraal geskryf oor daardie tyd. Ek weet, daar word verwys na die OB wat sabotasiedade gepleeg het, maar in hierdie boek word dit duidelik gestel dat wanneer daar 'n groep Afrikaners geïnterneer is, dan het hulle 'n kommunikasiekanaal opgeblaas. Wanneer groot leiers van die OB geïnterneer is, dan het hulle iewers 'n ander kommunikasiekanaal opgeblaas. En toe het ek by myself gedink, maar wat het die boere anders gedoen in die Tweede Vryheidsoorlog? As hulle 'n groot Engelse mag moes stuit, dan het hulle treinspore opgeblaas. Of hulle die wagposte van die Engelse opgeblaas. So, ons moet weet, in oorlogtyd is dit die dinge wat gebeur, wat ons in die normale lewe glad nie sou goedkeur nie. Maar voordat ek nou weer uiteindelik kom by die regte storie, wil ek daarom ook die rol van die Afrikaner vrou in ons volksgeskiedenis bietjie uitlig. En dit begin, al as ek enkele uitsonderings kan maak, begin dit by Piet Retief se vrou Leni, wat na sy dood gesê het, ons vrouens sal ons man se dood wreek. En by Amayuba het generaal Piet Joubert se vrou Hendrina gesê, sy het gesien die Engelse is bo op die berg, en sy het vir Piet Joubert gesê, hulle moet afgehaal word daarbo. Daar was altyd 'n kragtige dryfkrag van die vrouens agter die mans gewees. En dan wat die OB aanbetref, na die Boereoorlog, het ons weet almal wie MER is, tant Miem, skryfster in ons volkslewe. Sy was 'n groot OB wat haar tassie gepak het, na dik jas aangetrek het en na die Boereoorlog ons swaar kry mense in die Transvaal en die Vrystaat, in die besonder in die Transvaal gaan help het, noodleniging en hulpfondse help stig het. En groot werk gedoen en sy was 'n groot OB aanhanger. En toe 22 Junie 1940, toe het die OB vrouens binne 5 dae onder die leiding van niemand minder as Anna Neethling-Pool 10.000 vroue, OB vroue, merendeel in voortrekkerdrag of in wit geklee, van Kerkplein opgevorder binne 5 dae, mevrou Armstrong en 'n hele klompie boervroue, tot by die Uniegebou. En langs die pad het die OB-manne erewag vir hulle gestaan. En dit was OB-vrouens, en Anna Neethling-Pool met haar ongelooflike talent van digkuns en toneelspel was 'n voorste OB-vrou gewees, en sy was in staat om daai vroue te mobiliseer. En dan moet ek daarby sê, my ouma en my ma in voortrekkerdrag was deel van daardie optog. En dit is geboekstaaf in alles wat mamma vir ons gebere het, en my ouma. En so daar is heel wat van daai vrou, daar is die onbesonge heldinne in ons volkslewe, wat ons kan noem, maar ek beperk my nou tot die OB-vrouens. En toe, 50 jaar later, toe het daardie OB-gees, of daardie nasionalistiese gees, of daardie vertellings van ons voorgangers, ons ook begeester, en het 'n groepie vroue in die Vrystaat, Dames Perspektief, onder leiding van mevrou Lombard, professor Calvin Lombard se vrou, Renée Lombard, en Helena Samuel, en 'n klompie vroue, het toe daar begin reël, en ook Dominee Mossie van der Berg, van Radio Pretoria, toen tertyd se vrou Lucia van der Berg, 'n hele klomp vroue, hulle was aksie vrouekrag daar, en dan paartjies van ons uit die Kaapkolonie. Maar die inisiatief het uitgegaan van die Vrystaat, van Renée Lombard hulle. En hulle het 'n vroueoptog gereël
vir 10 Oktober 1992. Dit was 50 jaar na daardie 10.000 vroue wat OB-vroue wat 'n optog na die Uniegebou gelei het. En hulle reël dit toe by die Vroue Monument 50 jaar, dis nou 'n bietjie jammer, is so baie lank daarna, maar het ons daarom nie die stokkie misgevat nie, en het ons probeer binne die spoor bly, en is 'n groot vroue optog gereël, baie mans ook, daar was 'n hele paar honderde vroue by die Vroue Monument byeen gewees. Dit was net voor die oorname aan die eie tydse regering. En ek het daar die voorreg gehad dat hulle my gevra het om die boodskap te bring aan die voet van die Vroue Monument. Tydens daai geleentheid was professor Andries Raad ook die beskermheer van die Vroue Monument. En dit was nou nogal vir my 'n besondere geleentheid met die bekendstelling van die kreurbeeld by die Vroue Monument, toe professor Raad en ek en van daardie vroue ook teenwoordig kon wees, en dat Erna, ons een dogter wat by daai geleentheid 'n kraans gelê het, ook donderdag in Bloemfontein teenwoordig kon wees. So daardie gees van nasionalisme, van republikanisme en 'n eie volksstaat leef nog in die nageslag van, soos iemand in die Boland gesê het, die ossies begin weer stoot. Ek moet sê, by daardie geleentheid was daar nogal vroue, by die Vroue Monument in 1992, uit Piketberg se wêreld, Verena Visser hulle, daar was uit Klein Willem vroue, daar was uit die Karoo, Vryserburg, was daar vroue en mans wat teenwoordig was, baie uit die Transvaal, merendeel natuurlik uit die Vrystaat, baie wonderlike geleentheid. Nou dit bring ons nou by pappa wat OB was, Daniel se pa ook, en in daardie jare was dit werklik 'n jaar van storm en drang. Ek dink dit verg amper ook 'n toneelstuk op die planke. En toe het Jan Smuts links en regs, want hy was bang gewees vir sy party wat die onderspit sou delf, en die OB met hulle 300.000 ledetal en hulle nasionalistiese republikeinse gees wat nou glad nie ingepas het by Jan Smuts se siening van 'n globalistiese nuwe wêreldorde nie, het Jan Smuts mense begin interneer. Hy het die polisie op daai stadium, as hulle nie die rooi eed wou teken, en dit is om te gaan deelneem aan die oorlog saam met Engeland nie, het hulle gearresteer. Trouwens, daar is baie polisie en baie geïnterneerdes doodgeskiet, wat nie bekend is nie. En so is pappa ook geïnterneer, omdat hy nie die rooi eed wou teken nie, en geïnterneer. Hy was aangehou in 5 of was dit nou 6 tronke, maar dit was maar sporadies gewees. Dis is hoe hy verskuif is van een tronk na 'n ander. Baie gekrenkte gevoelens deur ons nasionalistiese, republikeinse jong mans en vaders en oupas op daai stadium, want in sommige tronke is hulle saam met vreemdsoortiges aangehou in uiters swak omstandighede. Op Komberse gelê nie in die beste omstandighede nie, maar so is hy verskuif van tronk na tronk, Marshallplein toen ter tyd in Johannesburg by die fort. Hy was in Koffiefontein en uiteindelik het hy in Ganspan, dis nou naby Jan Kempdorp, het hy in Ganspan se interneringskamp beland. Op daardie stadium was pappa en mamma net 3,5 maande getroud, maar baie dankbaar dat beide hulle ouers aan beide kante was volledig met hulle in die saak. So ook Johannes van der Walt, die bekende rofstoeier daai tyd, agter so baie stories wat ek kan vertel rondom dit, maar as ons nou meer die lyn wil hou, is pappa toe nou geïnterneer in Ganspan, en daar het toe mettertyd, ek moet sê dit was begeerte gewees van daardie geïnterneerdes om te ontsnap. Hulle het net gevoel dat ons sit in ons eie land daar buite, en hier word ons tussen tralies en doringdraad aangehou. Sonder verhoor
is ons geïnterneer en aangehou. Ek wil kortliks net sê wat betref, voordat ek nou pappa se storie vertel, wat betref die omstandighede in Ganspan ook spesifiek, die geïnterneerdes was hoogs intellektuele belese mense, professore, wat geïnterneer is, en daar was uit al die samelewingsterreine van ons volk was hulle daar, boere, gewone werkers, mynwerkers, daar was nog intussen tyd die mynstaking wat Jan Smuts moes hanteer, maar dis gewone mense wat daar saam gehok is rondom een en dieselfde ideaal. So het daar klasse, is daar klasse aangebied, ongelooflik. Professor Stoker, pappa het wysbegeerte geneem by professor Stoker, en het houtwerk by iemand wat besonder talentvol was met houtwerk het hy geneem. Daar was in die wetenskappe, in die sielkunde, in die sosiologie, was daar klasse aangebied deur doktore, professore, leermeesters, en hulle het nooit 'n graad of 'n diploma of enigstens iets verwerf nie, maar dit het hulle tyd verkort, hulle dae verkort, maar dit het ook hulle lewe verryk, om in rigtings waarin hulle belangstel meer kennis te kon opdoen by mense met meerdere kennis. So professor Stoker was voor in die koor daar, met daardie OB's. Nou so is pappa geïnterneer, hy's nou in Ganspan, en toe is daar 9 van hulle manne, en ek moet sê, hulle moes mekaar baie goed leer ken, want verraad was, ek meen, Judas was langs die Here Jesus een van die verraaiers. Dit is nie vreemd aan die wêreld waarin ons lewe nie, en dit is ook nie vreemd binne die OB nie. Dit is nie vreemd dat daar verraad gepleeg is teenoor die KG generaal Hans van Rensburg nie. Daardie is 'n storie wat versprei is wat absoluut 'n verraderlike, vuil manier is hoe hulle hom wou diskrediteer. Maar so hulle moes fyn let op mense wat in die kampus wat miskien wit voetjies sou soek en hulle verraai. Hoe gaan hulle hierdie beplanning van hulle, hierdie ontsnapping beplan? Die beplanning was toe 'n tonnel. Ons gaan 'n tonnel grawe. En ek moet eers sê, die grawe, vandat hulle met hulle beplanning begin het, totdat hulle uiteindelik ontsnap het 6 maande geduur. Dit klink vreemd, maar as jy na die storie luister, dan kan mense dit amper nie glo nie. Hulle het begin in die huis nommer 23, waar hy nou in was saam met sy kamerade, het hulle begin en die vloer, 'n gedeelte van die vloer, fyn weggesny, die plank, maar hulle moes dit wat hulle wegsny, hulle het hoogstens 'n uur of 2 op 'n dag gehad om te werk. Wat hulle weggesny het, moes weer sorgvuldig teruggeplaas word, want die wagte, partymal hulle eie mense en Engelse soldate, het derentyd kom ondersoek instel in die kamp. Is daar nie ondergrondse ontsnappings besig is om te gebeur nie. So hulle moes hulle beplanning so fyn doen, hulle moes baie tou benodig. Ek sal nou vertel waarom dit is, dan het hulle party ouens se pyjama broeke se tou het hulle uitgetrek, en dan het hy maar gewonder waar dit is, en hulle was so 'n bietjie hieronder langs goed gesteel in toutjies, en as daar pakkies aangekom het, dan het hulle daai tou gevat, want tou was nodig. 'n Skoppie uit die kombuis uit was nodig om die grond te beweeg. 'n Kershouer wat plankies onder gesit is, was 'n kussie gewees waarin grond vervoer moes word. So hulle moes heel party nodige, eenvoudige goed begin by mekaar maak. En toe hulle nou uiteindelik, en dan doodluiters in die dag grappe gemaak, en kamma nie besig met so letterlik en figuurlik ondergrondse grawerye en ontsnapping nie. En dan het hulle nou die gat wat hulle het vloerlyste ook weggesaag met 'n fyn boogsaagie, weggesaag, weer teruggesit, weer op hulle plek grappies gemaak. Partymal is al daai huise meubilering uitgedra om gekyk te word, is daar nie enige vreemde nie. So hulle moes baie fyn werk.
Een van hulle manne was regter Kowie Maree. Hy het ongelukkig in baie latere jare was hy nou 'n prog, maar hy het met sy vrou in kodetaal gereël as hulle nou sou kon ontsnap, hoe dat hulle buite nou met motors weggevoer sou kon word. Maar die eerste ding was, hulle moes 'n gat grawe so diep as 'n graf, 6 voet gat grawe, en dan daardie kussie wat hulle het, toukie aangebind, daardie grond wat hulle uitgrawe is onder die vloere ingestoot. 1 tot 2 ure se dag op 'n dag kon hulle werk, en was maar gewoonlik ook in die nag, en tot hulle uiteindelik die diepte het van die gat, en daarvandaan het hulle die tonnel begin grawe. Die tonnel was uiteindelik 57 voet lank, en die tonnel moes uitkom net buite die drade. Daar was 2 rye drade rondom die kamp, redelik naby rondom die huise, en dan 300 tree verder was nog 'n draad wat ook beman is deur soldate en wagte, bajonette, gewere van al die soorte, en so het hulle die tonnel begin grawe, en met daai kussie grond nog verder onder die ander dele van die vertrek. Die een kamer was 'n klavier in. Daar was toevallig 'n Dani de Tooy, baie goed klavier gespeel, baie bekende in OB-kringe, en met hom het hulle later 'n reëling getref as deel van hulle ontsnapping, en hulle ander 9 man het mekaar nou so afgelos, en dan het hulle daai kussie met grond uitgegrawe. Daai 57 voet tonnel moes gegrawe word, dat hy net anderkant die eerste klomp drade rondom die kamp uitkom. Maar hoe dieper die tonnel gegaan het, hoe minder het die lug geraak, en het hulle 'n sokkerbal gehad wat hulle vol lug gepomp het, en met 'n toukie rondom hom het hulle saam met die kussie grond wat hulle nou uitsleep, eers ingegaan, die sokkerbal vir lug vir hulle, weer kussie met grond uit onder al die vertrekke in die huis ingewerk. Nou moet ons derentyd onthou, hierdie reëling het oor 6 maande gestrek, dag en nag, en bedagstand hulle nou buite rondgeloop en grappe gemaak en gelag, en hulle het ook maar fyn snifneuse gehad vir mense wat hulle in die kamp miskien kon uitvang. So dit is amper ongelooflik hoe hulle daai stuk werk gedoen het. En dan moet ek sê, die omtrek van daai tonnel was 'n man se liggaam. Die grootste ou onder hulle was 9 mans, was 'n man se liggaam, so as hulle uiteindelik moes ontsnap, arms langs hulle sye, hulle kon nie hulle bene optrek nie, en dis net vorentoe. Nou uiteindelik het hulle daardie tonnel nou gegrawe, hulle is nie uitgevang nie, hulle kon dit doen tot op daai stadium, en toe moes hulle nou met Dani de Tooy, wat die klavier speel, hulle het gereël dat hulle 'n klavier in een van die kamers in hulle huis het, huis nommer 23, en hulle het nou met hom gereël, daar waar die tonnel se bek uitkom, dan moet hy as die soldate in daai omgewing, want hulle beweeg nou na mekaar toe, as hulle naby daardie uitkomplek van die tonnel is, dan moet Dani baie hard op die klavier speel, baie hard, en dan weet hulle, bly weg, want hulle gaan nou binnekort in die tonnel in begin beweeg, en 6 voet onder die grond, en hulle doef daf daarso, daai soldate baie manhaftig, hulle hoor naand iets, en nou uiteindelik het hulle toe so 'n kwartier, 20 minute na mekaar, 2-2 in die tonnel ingegaan, tot al 9 in die tonnel is, en dan het hulle maar nou met die voorste ou, het 'n toukie gehad, en so het hulle toukies gehad, wat tot by Dani de Tooy by die klavier was, sodat daar kommunikasie was, 'n toukommunikasie met Dani, wanneer hy die klavier moet speel, en toe hy nou uiteindelik, hulle het onder mekaar gesê, wanneer die wagte nou wegstap, want dis oor 'n lang afstand wat hulle nou na links en regs beweeg, en toe het een van die manne saam met pappa later, 'n baie groot vriend van pappa hulle, en ook van Daniele my trouwens, Daniele het by hulle aangetrek met ons troue, is regter Jan Strydom, hy was later hoofregter in Suidwes gewees,
En oom Jan het hierdie stuk nou in besonderhede in hierdie boek wat ek net nou gewys het beskryf. En dan oom Jan sê, toe hulle nou daar by die punt kom waar hulle nou die tonnel moet hulle oopgrawe, daai hoop grond, 6 voet diepse grond, moet nou in mekaar stort. Dan moet Dani nou uithaal op daai klavier so al wat hy kan, en daai stofwalm, toe daai tonnel nou oopgemaak word, daai stofwalm, en dit het in die nag gebeur, was ongelooflik. Hulle sê, dit was omtrent soos dood, want dit is net stof, jy moet doodste lê, jy het nou gekruip vir 57 voet, arms langs jou sy, jy kan nie jou bene optrek nie, julle lê agter mekaar, nou moet julle mekaar dra en ondersteun, en so het hulle met daai verskriklike instorting van daardie tonnel, moes hulle baie vinnig 2-2 uit by die tonnel, aan die ander kant die draad, en toe lê daar nog, dis nou nag, dit was 9:15 die nag, toe moes hulle nog 300 tree kruip, voor hulle by die buitenste grensstraat kom, en met die vrees, hulle kan nou hier geskiet, hulle sou geskiet word, gaan hulle vrykom, die vryheid is nou op hande. En toe hulle uiteindelik by die buitenste draad kom, toe het hulle met knipmesse en gate gegrawe onder daai draad deur, en hulle is onderdeur, en so het hulle nou met die kommunikasie tussen regter Cobie Maree, het hulle toe nou die karre gekry, eers met moeite gewag, want daar was nou tekens aan die karre, 'n sakdoekie by die agterlig. Papa het nogal gesê, so maklik kan 'n fout gebeur, want daar was toe 'n kommunikasiefout, die sakdoekie is nie ook gebind waar hy gereël was om gebind te wees nie, dan sal nie seker nie, is dit nou nie hulle mense nie, maar uiteindelik het hulle toe nou vrygekom, uiteindelik almal in Winburg by mekaar gekom, verskillende rigtings weer in Winburg by mekaar gekom, en toe het hulle nou maar in verskillende rigtings gespat, maar voortvlugtig natuurlik. Op daai stadium het papa 18 maande gevlug. Daar was nie 'n plek waar hy nie was nie, in Babanango, in Natal gewees, hy was in die Transvaal, oral by goedgesindes. En wat hy ook vir ons vertel het, wat hy onthou, is die kameraderie, die broederskap, die absolute vertroue in mekaar, en dat daardie nalatenskap van daardie ideaal net al sterker gegroei het. En daar was tye waarin goedgesinde, waar hy vir mamma kon sien, wat hulle haar laat kom het, en dan het hy nou so vir 'n naweek of wat oorgebly, maar dan moes hy vinnig pad gee, want die werksmense op die plaas, dit mag vir hulle vreemd klink, want daar moes nou gedurig gesoek, dit was nou in die koerante ook aangeteken, mamma het al daardie geskrifte geberre, al die koerantuitknipsels, waar hulle soek na hierdie 9 man wat ontsnap het, hierdie onmoontlike ontsnapping, dit was een van die mees onmoontlike dramatiese ontsnappings in daai tyd, en so hy kon haar nogal tussenin sien, maar toe het hy natuurlik mak begin raak, en toe is hy nou by 'n goedgesinde boer saam met hom gery dorp toe, en hy sien 'n kar hou stil langs hom, en hy herken 'n klein niggie van hom in die kar, en het geweet, haar man was in die polisiediens daardie tyd, en hy sê toe, ons sal nou maar dadelik die pad moet vat, want sy gaan my definitief verraai, wat sy wel gedoen het, en die familie wou hom nog wegsteek, in hulle huis, of in die Mielielande, maar hy het gesê, hy besef, dit is nie moontlik nie, en toe het hulle die huis omsingel, en toe het hulle hom nou daar weer gevang, en ek is nie op die oomblik baie seker of hy toe Koffiefontein toe is nie, maar hy is weer gevang, maar dit was toe nou nie baie lank daarna nie, wat daar groter loslatings was, wat E.G. Jansen, ons het al sy briewe wat hy aan mamma geskryf het, ook loslatings probeer bewerkstellig het. In daai tyd was daar mos nou Hendrik van Blerk en Julian Visser wat ter dood veroordeel is vir hoogverraad, maar baie vrouens, OB vrouens het gesê, dank Vader vir hoogverraad en nie laagverraad nie. En maar hulle sou ter dood veroordeel word, maar dit is toe nou gelukkig aan die einde van die oorlog is hulle toe nou losgelaat. Papa was saam met oom Hendrik van Blerk een van die stigterslede van die Reddingsstaatbond en ook die Help Mekaar Fonds, die noodledigingsfonds vir die vroue en die kinders wat oor so 'n lang tyd, maande en selfs ja, 'n paar jaar
sonder hulle mans oor die weg moes kom. Ek onthou mamma het gesê, ek glo nie, ek weet nie of sy geld ontvang het nie, sy het by haar ouers ingewoon, sy was toe sekretaresse by 'n skool, maar ek weet sy het gesê dat sy het net onthou, elke Vrydag moet sy 'n geldjie vat en sy moet 'n bos blomme in haar huis gaan sit, terwyl pappa en sy het trou aan sy sy gestaan. Terwyl pappa nou in die gevangenis was daar baie geleenthede vir hulle om hulle talente tentoon te stel. Hy het nou, behalwe dat hy by professor Stoker nou in die wysbegeerte, wat altyd sy belangstelling was, ek moet miskien noem van die wysbegeerte en professor Stoker, dat pappa altyd vir ons gesê het, dat as jy hierdie eerlike reguit weg bewandel, hoef jy nooit terug te draai en op jou woord terug te gaan nie. En dit was iets wat hy by ons ingeskerp het, om as jy daardie eerlike pad kies en jy's daarvan oortuig, dat jy op daardie pad sal volhard. Maar as ek nou terug is in die kamp, by wat hulle alles gedoen het, hy het ook houtwerk geneem, en verskillende dinge gedoen, onder andere so 'n houtwerkkissie, natuurlik met die hulp en raad en leiding van die kenners, het hy mamma se naam, Ina, ingraveer, en nog iets hier graveer, en dit is nou servetringe. Hy het heel party sulke goedjies gemaak, dis nou maar die servetring wat binne-in hoort, en hierdie is, dis knope wat hulle gemaak het, en alle kleine houertjies en so, verskillende dingetjies gedoen, om hulle besig te hou, om hulle moraal hoog te hou. Maar terwyl hy gevlug het, het hy orals waar hy nou in gebiede was, waar hy kon in Natal ook, het hy nou al hierdie tipe van goed, het hy gesit in kerf, om sy tyd om te kry. 'n Mens kan jou amper nie indink, dat 'n Afrikaner met soveel ideale, en daar's baie van hulle wat dit so gedoen het, dat hulle besig gehou het in die tyd, rondom dinge wat ook later belangrik is, dinge wat hulle kon oordra aan hulle kinders. Ek moet nou net sê, by daardie vroue monument, vroue saamtrek waar ons was, voortvloeiend daaruit, het ons vroue daar by mekaar, dis nou Lucia en Renée Lombard en Helena Samuel, ons het besluit, ons moet, dit is nog voor 94 se oorname, ons moet as Afrikaner vrou 'n manifest saamstel, waarin ons as Afrikaner vrou sê, ons is Christelik nasionaal, ons staan by dit waarin ons glo. Dit is 'n hele lang manifest wat ek nou nie hier kan lees nie, dit is nou beskikbaar by my, en professor Raad, dit was nou voortvloeiend uit daardie, waar hy beskermheer was na daardie vroue vergadering. Dit is net baie jammer dat ons groepie vroue, 50 jaar na daai 10.000 vroue by mekaar gekom het, hierdie manifest opgestel het, en dat hy 'n rusplek gekry het in ons huis, tussen ons versameling, en ek glo ook in die vroue wat saam gewerk het daaraan, maar dat ons graag sou wou hê, dat hierdie manifest van die Afrikaner vrou by daardie groot geleentheid ook 'n rusplekkie sou hê. Dit is 'n prysenswaardige ideaal vir 'n klein verdrukte volkie wat elke keer opstaan uit die as en vir vryheid veg. 'n Republikeinse vryheid. Dit moet ek sê, ons het opgetrek, Lucia uit die Transvaal gevlieg, Renée, Helena Samuel uit die Vrystaat per bus, ons het mekaar gekry by ons op die plaas, en ons is gespoor en gestewel na die parlement, ons het 'n foto wat ons afgeneem is voor die parlement, 'n afspraak gemaak met F.W. de Klerk, om ons teenkanting, teen die rigting waarin F.W. de Klerk op daai stadium beweeg, om ons teenkanting te gaan bevestig met hierdie manifest, pragtige manifest wat ons opgestel het. En hy die afspraak aanvaar, en ons het opgetrek van heinde en ver, en ons drie, en voor sy kantoor om ingewag,
en hy was nie bereid om ons te woord te staan nie. 2 jaar voor die oorgawe in 94 en toe stuur hy 'n gesant om dit by ons te ontvang. Ek dink ons was net te ordentlik om toe net maar die boodskap te kry, dat ons nie maar net daar en dan maar sommer net daar bly sit het, totdat hy uit sy kantoor gekom het nie. Miskien kon ons hom teer en veer.